1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Rut en Naomi. Lank gelede, in die tyd toe regters oor Israel regeer het, was daar 'n vrou met die naam Naomi. Sy het in die dorpie Bethlehem gewoon saam met haar man Elimelek en haar 2 seuns, Maglon en Kilion. Een jaar was daar 'n groot hongersnood in die land. Die reën het nie gekom nie en die gewasse kon nie groei nie. Daar was nie genoeg kos vir almal nie. Elimelek het besluit dat hulle na 'n ander land toe moes trek waar daar wel kos was. Ons sal na Moab gaan, het hy vir sy gesin gesê. Daar is genoeg kos en ons kan daar bly totdat die hongersnood verby is. So het Naomi, Elimelek en hulle 2 seuns hulle sakke gepak en die lang pad na Moab gestap. Moab was 'n land nie ver van Israel af nie, maar die mense daar het nie dieselfde God aanbid as die Israeliete nie. In Moab het hulle 'n nuwe lewe begin. Die seuns het groot geword en later met 2 Moabitiese meisies getrou. Die een seun het met 'n meisie met die naam Orpa getrou en die ander seun met 'n meisie met die naam Rut. Hulle was almal gelukkig saam. Maar toe het iets baie hartseer gebeur. Elimelek, Naomi se man, het gesterf. Naomi was baie hartseer, maar sy het darm nog haar 2 seuns gehad om vir haar te sorg. 10 jaar het verbygegaan en toe het nog 'n hartseer ding gebeur. Naomi se 2 seuns, Maglon en Kilion, het ook gesterf. Nou was Naomi alleen in 'n vreemde land sonder haar man of haar seuns. Al wat sy nog gehad het, was haar 2 skoondogters, Rut en Orpa. Eendag het Naomi gehoor dat die hongersnood in Israel verby was. God het weer reën gestuur en daar was weer kos in Bethlehem. Ek gaan terug na my eie land, het sy besluit. Daar is niks meer vir my hier in Moab nie. Sy het vir Rut en Orpa gesê, gaan terug na julle ma's se huise. Julle was goeie vrouens vir my seuns en julle was goed vir my. Mag die Here julle seën met nuwe mans en nuwe huise. Toe het sy hulle 'n drukkie gegee om totsiens te sê. Almal het begin huil, want hulle was lief vir mekaar. Nee, het Rut en Orpa gesê, ons wil saam met jou na jou land gaan. Maar Naomi het haar kop geskud. My dogters, gaan terug. Ek is te oud om weer te trou en nog seuns te hê wat met julle kan trou. Gaan terug na julle eie mense, waar julle nuwe mans kan kry en gelukkig kan wees. Hulle het nog meer gehuil. Toe het Orpa van Naomi 'n laaste drukkie gegee en omgedraai om terug te gaan na haar ma se huis. Maar Rut wou nie gaan nie. Sy het styf aan Naomi vasgehou. Moenie vir my vra om jou te verlaat nie, het Rut gesê. En toe het sy woorde gesê wat so mooi was dat mense hulle vandag nog onthou. Sy het gesê, waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy bly, sal ek bly. Jou volk sal my volk wees en jou God sal my God wees. Waar jy sterf, wil ek sterf en daar wil ek begrawe word. Net die dood sal my van jou kan skei. Toe Naomi sien hoe vas Rut besluit het om by haar te bly, het sy opgehou om haar te probeer oortuig om terug te gaan. So het die 2 vrouens saam die lang pad na Bethlehem gestap. Toe hulle in Bethlehem aankom, was al die mense verbaas om Naomi te sien. Is dit regtig Naomi? Het hulle gevra. Moet my nie Naomi noem nie, het sy gesê. Naomi beteken aangenaam of gelukkig. Noem my liewer Mara, want die Here het my lewe bitter gemaak. En Mara beteken bitter. Ek het vol weggegaan, maar die Here het my leeg laat terugkom. Naomi en Rut het in Bethlehem aangekom net toe die garsoes begin het. Dit was 'n besige tyd, want almal was in die lande besig om die graan te oes. In daardie dae was daar 'n spesiale reël vir arme mense.
Wanneer die boere hulle graan geoes het, moes hulle 'n bietjie in die lande laat val, sodat die arme mense dit kon optel en kos hê om te eet. Dit het hulle are optel genoem. Rut het vir Naomi gesê: "Laat ek na die lande toe gaan om te gaan are optel, sodat ons kan kos hê om te eet." Naomi het ingestem en Rut het na die lande toe gegaan. Sy het toevallig in die land van 'n man met die naam Boas beland. Boas was 'n baie ryk boer en 'n familielid van Naomi se oorlede man Elimelek. Toe Boas by sy lande aankom en die werkers groet, het hy die vreemde jong vrou opgemerk wat besig was om are op te tel. "Wie is daardie jong vrou?" het hy by sy voorman gevra. Die voorman het geantwoord: "Dit is die Moabitiese vrou wat saam met Naomi teruggekom het. Sy het gevra of sy are mag optel en sy werk van oggend af tot nou toe. Sy rus skaars 'n oomblik." Boas het na Rut gegaan en vir haar gesê: "Luister my dogter, moenie na 'n ander land gaan om are op te tel nie. Bly hier by my lande. Ek het my werkers gesê, hulle moenie jou pla nie. En as jy dors is, drink van die water wat die werkers skep." Rut was verbaas oor sy vriendelikheid. "Hoekom is jy so goed vir my? Ek is net 'n vreemdeling," het sy gevra. Boas het geantwoord: "Ek het gehoor wat jy alles vir jou skoonma gedoen het na jou man se dood. Jy het jou ouers en jou geboorteland verlaat en na 'n volk gekom wat jy nie ken nie. Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het." Toe dit etenstyd was, het Boas vir Rut genooi om saam met hom en sy werkers te kom eet. Hy het selfs vir haar ekstra kos gegee om huis toe te neem vir Naomi. En daardie aand het Rut met 'n groot bondel gars huis toe gegaan, baie meer as wat sy verwag het om te kry. Naomi was verbaas. "Waar het jy vandag are opgetel?" het Naomi gevra. "Mag die man wat so gaaf was vir jou geseënd wees." Toe Rut vertel dat dit in Boas se land was, was Naomi baie opgewonde. "Die Here seën hom. Hy is familie van ons, een van ons lossers." 'n Losser was 'n familielid wat verplig was om vir weduwees in die familie te sorg. Rut het aangehou om in Boas se lande are op te tel totdat die garsoes en die koringoes verby was. Al die tyd het Boas vir haar gesorg en haar beskerm. Naomi het geweet dat Boas 'n goeie man was wat vir Rut kon sorg. Sy het vir Rut raad gegee oor hoe om Boas te laat weet dat hy as losser vir haar kon optree, wat beteken het dat hy met haar kon trou. Boas was baie bly toe hy uitvind dat Rut bereid was om met hom te trou, maar daar was 'n probleem. Daar was 'n ander familielid wat 'n nader losser was as Boas. En volgens die wet moes hy eers die kans kry om met Rut te trou. Boas het die ander man ontmoet by die stadspoort, waar al die belangrike sake bespreek is. Die ander man was nie bereid om met Rut te trou nie, so hy het sy reg as losser aan Boas oorgegee. So het Boas met Rut getrou, en almal in die dorp was baie bly vir hulle. Hulle het gesê: "Mag die Here maak dat die vrou wat in jou huis kom, soos Rachel en Lea sal wees, die twee wat die huis van Israel gebou het." Na 'n rukkie het Rut 'n baba seentjie gekry en hulle het hom Obed genoem. Naomi was so bly. Sy het die baba op haar skoot gehou en vir hom gesorg asof hy haar eie kleinseun was. Die vrouens van die dorp het van Naomi gesê: "Prys die Here, hy het jou nie sonder 'n losser gelaat nie. Mag die seentjie beroemd word in Israel. Hy sal jou laat herleef en vir jou sorg wanneer jy oud is. Jou skoondogter, wat jou liefhet en beter vir jou is as 7 seuns, het hom vir jou in die wêreld gebring." En weet jy wat? Daardie klein baba seentjie Obed het later self 'n seun gekry met die naam Isaai. En Isaai het 'n seun gekry met die naam Dawid, wat later die beroemde koning Dawid geword het. So het God Rut se lojaliteit en liefde beloon. Sy het alles agtergelaat om by Naomi te bly en vir haar te sorg.
En God het vir haar 'n nuwe familie, 'n nuwe tuiste en 'n plek in die geskiedenis van sy volk gegee. Onthou dat lojaliteit en liefde vir ander mense baie belangrik vir God is. Net soos Rut getrou was aan Naomi, kan jy ook getrou wees aan die maatjies vir wie jy baie lief is. Fluit, fluit, my storie is uit.